Vir ons volgende leesteken besoek Einstein steeds ons pikkewynhuis op die strand. Leni lees se volgende avontuur is om die grot te besoek om ons meer oor die punt te leer. Graad 1, 2 en 3, die hele grondslagfase gaan op dieselfde reëls fokus vir die punt. Leni se nuuskierigheid kan sy nie keer nie en sy moet gaan ontdek wat is by die grot. Leni lees, loop haar vas teen 'n muur en moet in haar spore stop. Sy haal diep asem, want haar skouer is lekker seer. Voel jy partykeer stokflou? Wil jy dan net lekker diep asemhaal? Dit is wat 'n punt ook graag doen. 'n Punt is die leesteken wat ons gebruik om te wys dat 'n sin klaar is. Dan kan jy sommer lekker diep asemhaal, want jy het die sin mos nou klaar gelees. Net soos 'n hoofletter wys waar 'n sin begin, wys die punt vir jou waar 'n sin klaar maak. Alhoewel ons die punt die heel meeste gebruik aan die einde van 'n sin, kan ons partykeer ook 'n vraagteken of 'n uitroepteken gebruik. Jy sal later meer oor hierdie tweetjies leer. Intussen kan jy lekker lees en asemhaal aan die einde van elke sin, as jy die punt sien. Leni weet dus, die punt laat jou stop. Die bordjie is 'n waarskuwing vir Leni. Sy moet onthou dat selfs eenwoordsinne soos slaap ook 'n punt aan die einde moet kry. Moenie vergeet om 'n punt aan die einde van 'n sin te maak nie, anders sal Leni seker maak jou skouer is ook so seer soos hare. Die vis swem in die dam. Julle kom agter, ek vat 'n lang asem omdat die punt aandui dat ek 'n volledige stop moet doen. Ek stap om die dam. Eet. Ons stopstraat. Eenwoordsinne kry ook 'n leesteken aan die einde. In hierdie geval het ons die punt gebruik. Julle sal later leer dat ons ook die uitroepteken of die vraagteken kan gebruik. Eet jou kos. Daar het ons eenwoordsin uitgebrei na eet jou kos, steeds die punt aan die einde. Ek eet lekker. Nog 'n sin wat ons verder uitgebrei het. So julle kan sien aan die einde van 'n sin kom daar 'n punt. Om ons kennis vas te lê, het ons 2 muurkaarte. Hoe eindig ons 'n volledige idee wanneer ons praat of skryf? Ons het vandag geleer van die punt. Vergeet al die voorbeelde vir nou, solank jy weet, dit is die algemeenste manier hoe ons 'n sin eindig. Later leer ons jou oor die vraagteken en die uitroepteken. Die punt aan die einde van 'n sin. Kom ons gee 'n voorbeeld. Ek eet pap. Of onthou jy van die stopbordjie wat Leni gesien het, wat haar herinner het dat eenwoordsinne soos slaap ook 'n punt aan die einde kan kry. Graad 4 en 5 gaan die punt voltooi. Jy het reeds geleer dat ons aan die einde van 'n sin stop met 'n punt en 'n lekker lang asem vat. Onthou ook van ons slaapbordjie wat jou herinner van eenwoordsinne. Wanneer ons ook iets op 'n verkorte manier wil skryf deur van 'n afkorting gebruik te maak, moet Leni onthou om die punt aan die einde te skryf. Die vlaggies met afkortings wapper en daar is 2, een met 'n hoofletter en een met 'n kleinletter. Wanneer 'n afkorting aan die begin van 'n sin staan, skryf ons dit met 'n hoofletter. Byvoorbeeld, Dr. Pinaar is vol bespreek. Dan is die D van die dokter 'n hoofletter. Sodra ek dit in 'n sin gebruik, word dit 'n kleinletter. Ons gaan vanmiddag na Dr. Pinaar toe. Daardie D is dan met 'n kleinletter. Dit is nou net 'n titel en ons gebruik die kleinletter. In albei gevalle
moet ons die punt gebruik. Die ander vlaggie wys vir ons dat die meeste afkortings 'n punt kry, soos bladsy, BL punt. Dit is net by eenhede waar ons versigtig moet wees. Eenhede, soos byvoorbeeld liter, gram of sent, en nog vele meer eenhede, kry nie punte in Afrikaans nie. Akronieme kry ook nie punte nie. Leer jou afkortings in ons boek. Kitsat Spellings Taalleer help jou om dit mooi onder die knie te kry. Daarom werk ons boek saam met hierdie program die beste. Kom ons kyk na 'n paar voorbeeldsinne waar ons wel die punt gebruik. Dokter, punt is 'n afkorting. Visser is in die hospitaal. Hier is dokter met 'n hoofletter aangesien die titel die eerste woord in die sin is. Die tweede sin, ons gaan na dokter Visser toe. Sien julle die punt na dokter, maar hier word die titel met 'n klein letter aangedui. En ons gebruik altyd die punt aan die einde van die sin, soos wat Leni lees in haar spore gestuit is deur die grot se deur. Kyk na bladsy 9 se prentjie. Bladsy is 'n afkorting, daarom 'n punt na prentjie aan die einde van die sin. Eskom is betroubaar. Eskom is 'n akroniem en daarom gebruik ons nie 'n punt nie. Dit is wel ook alles in hoofletters aangedui. Die punt in hierdie sin is slegs van toepassing aan die einde van die sin waar Leni leer ons stop. Leer stop om diep asem te haal voor ons voortgaan met 'n nuwe sin. Ons is steeds besig om saam met Leni oor die punt te leer. Ons het reeds gesels oor die einde van die sin waar jy altyd 'n punt moet sit. Anders stamp Leni jou dalk teen die grot se muur en jou skouer is ook seer. Moenie die punt aan die einde van jou sinne uitlaat nie. Die tweede reël is afkortings. Dit is belangrik dat wanneer jy afkortings wat wel punte kry, gebruik in jou sinne, jy die punt byvoeg. Daar is ook afkortings soos eenhede wat nie punte kry nie. Daarvoor verwys jy natuurlik na jou leerwerk in jou groen taalleerboek. Dit is waarom ons kursus die beste geleer word in samewerking met ons video's, muurkaarte en ook ons taalleerboek. Geniet Leni en die punt. Hier is 'n bibliografie van al die bronne waaraan ons erkenning wil gee wat ons gehelp het om hierdie les voor te berei. Hou asseblief ons webblad dop en ons aanlyn winkel. Daar wag 'n wonderlike elektroniese bordspeletjie wat jy kan gebruik om grondslagfase se leestekens speel te verstaan. Maak seker jy is bewus daarvan dat daar kopiereg op ons materiaal is.